is die Bybel werklik die woord van God? In Hebreërs 4 vers 12 lees ons, die woord van God is lewend en kragtig. Dit is skerper as enige swaard met 2 snykante en dring deur selfs tot die skeiding van siel en gees en gewrigte en murg. Dit beoordeel die bedoelings en gedagtes van die hart. Lee Robertson het gesê, the Bible does not contain the word of God, it is the word of God. Dalk moet ons 'n paar goeders net sê oor die Bybel, wat jy dalk nie geweet het nie. Die Bybel soos wat ons dit vandag het, is eers 400 na Christus saamgestel as die kanon. Die Bybel soos wat ek en jy dit vandag het. Hou in gedagte dat die laaste boek, Openbaring, waarskynlik geskryf is 95 na Christus. So dit is amper 300 jaar nadat die laaste geskrif geskryf is in die Nuwe Testament, totdat hulle besluit het, dis die Bybel. Dit beteken, die kerk moes vir daai eerste 300 jaar sonder 'n geskrewe Bybel oor die weg kom. Natuurlik het hulle die hele Ou Testament gehad en groot gedeeltes van die skrif was oor en oor geskryf, so hulle het Paulus se briewe gehad, die evangelies gehad. So dit was tot hulle beskikking, maar ek twyfel dat die kerke alles gehad het op daardie stadium. Maar die feit bly nog steeds staan. Na 300 jaar, waar die kerk gegroei het, sonder 'n geskrewe Bybel, dis nog wel iets. Om het verder te kompliseer, was die eerste gedrukte Bybel, die Gutenberg Bybel, eers in 1455 gedruk. Dis nog 'n hele 1155 jaar later. Dit beteken dat die huise tot toe het nog glad nie sy Bybel gehad nie, en dit sou nog 'n hele klomp jaar vat, voordat elke huishouding sy eie Bybel kon gehad het. Die feit dat die kerk gegroei het, deur al hierdie jare, sonder 'n gedrukte Bybel, is 'n bewys dat Jesus self sy kerk groei. Soos hy gesê het in Matteus 16 vers 18, op hierdie getuienis Petrus, op hierdie rots, sal ek my kerk bou. En dit los ons met 2 basiese vrae, wat ek in hierdie sessie wil antwoord. Eerstens, is die Bybel vandag nog nodig? En die tweede vraag is die Bybel werklik die woord van God? So, ons het almal groot geword met 'n Bybel in ons huis, ons het almal 'n Bybel, dalk 2 of 3 Bybels, verskillende vertalings. Maar hoe gemaak as ek met iemand praat wat nie glo dat die Bybel die woord van God is, of nie glo dat die Bybel vandag nog nodig is nie, of selfs nie die laaste gesag in sy lewe is nie. En ek dink daar's baie gelowiges wat vandag Bybels het, maar die Bybel het nie die finale sê in hulle lewens nie. Die aanslag op die Bybel as die woord van God is nou feller as ooit. So, hier's 'n paar oorwegings. Nommer 1. Ek en jy het 'n verantwoordelikheid. En dit moet ek en jy opneem vandag. 1 Timoteus 3 vers 15 sê Paulus vir Timoteus, die gemeente, as jy 'n gelowige is, en ek is 'n gelowige, en Rian sit hier, so hy's 'n gelowige, die 3 van ons, of hoeveel ook al aan jou kant sit, ons maak die gemeente van God op. 1 Timoteus 3 vers 15 sê, die gemeente is die draer en die beskermer van die waarheid. Ek en jy is die draer en die beskermer van die waarheid. Nou, ek en jy kan nie die gesag van die woord van die Here verdedig of dit beskerm nie. Ek en jy is te klein daarvoor. Maar ons werk is om dit te dra en om dit uit te dra op so 'n manier dat ander mense kan sien dat die woord waar is in ons lewens. Ons moet daarom verantwoordelikheid aanvaar om die woord te verdedig. Ons verdedig nie die woord as God se woord nie, want dit is God se woord of iemand dit glo of nie glo nie. Ek en jy moet dit net uitdra. Die Bybel is die woord van God. Ons moet vir mense die goeie nuus deel. En dit is die beginpunt. Ek en jy moet dit glo. Die tweede belangrike oorweging is, die Bybel is waar en betroubaar. Die Bybel is waar en betroubaar. In Psalm 119 vers 160 sê die psalmskrywer, op u woord kan 'n mens hom geheel en al verlaat. So die Bybel is waar en betroubaar. Hou hierdie in gedagte. Die Bybel is geskryf oor 'n tydperk van 1500 jaar deur meer as 40 verskillende skrywers. Laat dit 'n bietjie insink. 1500 jaar deur meer as 40 verskillende skrywers. Dis 'n groot kontras teen, kom ons sê, die boek van die Koran, wat die moslems gebruik, wat deur een persoon geskryf is in 'n kwessie van 'n paar maande. Vir die Bybel om geskryf te wees, en oor 1500 jaar deur 40 skrywers, en dat jy 'n goue lyn deur die hele skrif kan trek, sal geen mens kan regkry nie. Ons sal nie oor 'n tydperk van 1500 jaar 'n boek kan skryf wat die storielyn so solied is, dat die kruisverwysings elke keer akkuraat is nie. Dit sê daar's 'n groter hand wat daarin moes werk. En dit is die Here se hand, waarna ons nou gaan kyk. Die derde gedagte wat ons moet bespreek is, die Ou Testamentiese profeseë het alles waar geword en kry die klimaks, die apex in Christus Jesus. In Lukas 25 vers 27 lees ons, Jesus, het by Moses en al die profete begin en die skrifuitlegte op hom
wat op hom van betrekking het, vir hulle uitgelê. So wanneer ons kyk na die Ou Testament, die Nuwe Testament is vol daarvan dat die Ou Testamentiese profeseë het alles hulle vervulling gekry, hulle finale vervulling gekry in Jesus Christus. Dis waar dit eindig. Die hele vervulling in die Ou Testament is in Jesus Christus. So nie net is die Bybel in geheel betroubaar en waar nie, maar is die lyn van die Ou Testamentiese profeseë vervul in Jesus Christus. Nou net om dit te sê, om en by 300 profeseë in die Ou Testament het hulle vervulling gekry in Jesus as die Messias. Die onwaarskynlikheid, die wiskundige waarskynlikheid dat al daai profeseë in een persoon tot vervulling sou kom, is so onwaarskynlik dat as die Here se hand nie daarin was nie, sou dit nie kon gebeur het nie. Mense kon dit nie opmaak nie. Mense kon nie daai profeseë so noukeurig nagemaak het dat dit vervulling kon kry in Jesus nie. Dit was net alles te toevallig wat sê die Here se hand was daarin. Kom ons kyk nou nog 'n oorweging. En dit is die sekulêre geskiedenis bevestig dat die Bybel waar is. Wat bedoel ons daarmee? Dit bedoel, die sekulêre geskiedenis verifieer hulle opgrawings, wanneer argeoloë opgrawings maak, verifieer hulle bevindinge teen dit wat hulle in die skrif lees. So ten minstens vir waar die skrif die Bybel in 'n omgewing was rondom Jerusalem, rondom Egipte, rondom die Babiloniese tydperk, sou hulle die opgrawings die Bybel gebruik om hulle bevindinge teen te toets. So in die argeologiese kop is die Bybel 'n gesaghebende bron. Al sien hulle as 'n sekulêre bron, gebruik hulle dit nietemin as 'n bron en beskou hulle die inligting as argeologies geskiedkundig korrek. En dit bring ons by die laaste gedagte. En dit is waar ons al die lyne bymekaar bring. Nie net die argeoloog wat sê die geskiedenis is korrek nie. Nie net die Messias wat moes kom nie. Nie net die beskrywing van die skrif, die storielyn wat oor 1500 jaar hardloop nie. Maar hier is die belangrike punt. En dit is, ons glo, die Bybel is deur God geïnspireer. 2 Timoteus 3 vers 16 sê, die hele skrif is deur God geïnspireer. Die Griekse woord vir die Griekse woord vir inspireer is theopneustos. En dit is om letterlik iets in te blaas. Amper soos wanneer ek 'n ballon opblaas en ek blaas die ballon op, dan is die ballon die vorm van my asem, maar dis my asem wat binne-in is. En net soos die woord van die Here, God het deur Paulus en deur die skrywers het hy sy asem geblaas en hulle was geïnspireer om te skryf. So die hele woord van Genesis tot Openbaring is God se woord. 2 Timoteus 3 vers 16 gee die hele gedagte van wat die waarde van die skrif is vir ons vandag. Ons hoef nie enigiets van die skrif te betwyfel nie. Ek en jy moet ons lewens inrig en hiermee som ek op. Die woord is die woord van God. Die Bybel is die woord van God. Ons het nou sistematies deur 'n paar gedagtes gegaan. Hier is die vraag wat ek en jy moet vra. Die Bybel is die woord van God, ons kan nie daaroor redeneer nie. Maar het die Bybel as die woord van God die finale sê in jou lewe? En met daai vraag wil ek jou los vir 'n oomblik.